Geliefdes, baie goeiemôre vir elkeen van u. Dankie vir jou hier wees vanoggend. Mag dit so wees dat ons saam met mekaar die teenwoordigheid van God sal ervaar en dat ons saam met mekaar ook vrede in ons harte kan hê in hierdie oggend. Kom ons begin met lied 516 as ons toetrede lied. Ons sing dit al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Dan gaan ek jou groet met God se seën en daarna sing ons twee lofsange, lied 547 en Psalm 100 tot eer van God. Sing dit saam met my. Ek slaag my oë op na die berge. Waarvandaan gaan daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Loving grace and good enough.
wie my jong maats met my nou 'n bietjie weer help vanoggend. Wat is daai wat daar op die skerm is? Wie gaan sê? Wat sê jy? Donderweer. Nou as ons donderweer sien, waarvan kan ons seker wees? Dat dit gaan reën. Dis dit baie slim, nee, ja. As gewoonlik as ons donderweer sien, dan kan ons seker wees dit gaan reën. Nou vanoggend gaan ek met jou praat oor om seker te wees van goed, nee. Want baie keer in die lewe dan dink ons iets gaan gebeur, maar dan gebeur iets anders en ons gaan praat om seker te wees van God, nee. Nou hierdie is nou sommer net, waarvan kan hierdie ou seker wees? Waarvan kan hy seker wees? Dat hy lekker seker seer gaan val, nee. Want as die ou daar aan die agterkant dit aansteek, het hierdie ou moeilikheid, dan gaan hy smaal verander, nee. So baie keer in die lewe gebeur dit ook. Dan weet ons gaan baie keer nie. Die lekker dinge gaan nie so met ons gebeur nie. En dan is dit die waarheid. Maar dit kan nie ons sekerheid van God wegvat nie. Want God bly altyd en God bly altyd lief en dit het ons met ons hele menswees glo. Geliefdes, ek wil vir jou vanoggend lees. Ek wil net hierdie ding gaan sit. Ek wil vanoggend vir jou lees uit Job 11 vers 10 tot 12 en vers 6. Job 11 vers 10 tot 12 vers 6. En die tema van vanoggend se prediking is dat ek seker is. Maar waarvan is ek seker? Want seker en geloof is nie dieselfde ding. Geloof en seker wees is nie altyd 'n gegewe nie. En ek wil vanoggend vir jou 'n deel uit Job uitlees en dan saam met jou en Job die pad stap dat ons saam met mekaar hoor hoe werk geloof en seker wees. As God in die verbygaan iemand gevange neem en voor die gereg bring, wie sal hom keer? God ken skynheilige mense, hy sien sonde raak sonder nader ondersoek. 'n Idioot kan nie verstand kry nie, net so min as wat 'n wilde donkie vol 'n mens is as hy gebore word. Maar as jy jou verstand reg wil gebruik en jou hande in gebed na God toe uitsteek, as jy jou sonde van jou af so verwyder en nie toelaat dat onreg in jou woon nie, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees. Kan jy jou swaar kry vergeet en daaraan dink asof dit water is wat weggeloop het. Jou lewe sal meer lig hê as helder middag en jou donker sal lig word soos die môre. Jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is. Jy sal jou leefplek regmaak en rustig slaap. Jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. Baie mense sal jou guns soek, maar die oë van die goddelose sal toegaan. Daar is geen uitkoms vir hulle nie. Al vooruitsig wat hulle het, is om die laaste asem uit te blaas. Toe het Job weer gepraat. Werklik, julle is die enigste mense en hy praat met sy 3 vriende wat iets weet. Met julle sterf die wysheid uit. Ek het ook verstand net soos julle. Ek staan nie vir julle terug nie. Wie weet nie al die dinge nie. Ek is 'n grap vir my vriende en dit is iemand wat tot God roep en van hom antwoord kry. 'n regverdige, 'n vrome wat 'n grap is. Vir die wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar. By die wat struikel, was 'n skok. In die huise van rowers is daar rus. En die wat God se toorn verwek, is veilig. Die wat meen dat hulle vir God en hulle mag het. Ek gaan iewers in die prediking met jou praat oor Job wat eintlik nie verstaan hoekom God doen soos wat hy doen nie. Baie keer soos wat ek en jy na die lewe kyk en nie verstaan nie. En hy sê, in die huise van rowers is daar rus. En die wat God se toorn verwek is veilig. Die wat meen dat hulle vir God en hulle mag het. En hy verstaan. Tot sover wil ek vir jou lees, geliefde.
Mag die vrede van God 'n deel wees van ons harte, en mag ons as ons vanoggend God se woord hoor, dit 'n deel van ons lewens maak, elkeen van ons. Ek wil hê jy moet saam met my bid voordat ek aangaan met die preek. Here ons God, dankie vir die kosbare voorreg om u woord te kan hoor. Dankie vir die kosbare voorreg om by mekaar te wees en in u teenwoordigheid te wees. Here, as ons vanoggend saam met Job hierdie pad stap, dan is dit nie 'n pad van ongeloof nie. Dis nie 'n pad van kwaadlik neem of wegstaan nie. Dis 'n pad wat die lewe met ons loop, wat ons baie keer nie verstaan nie. Wat ons nie kan begryp nie, wat ons nie weet hoekom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie. Job besef dat 'n pad in u teenwoordigheid altyd 'n goeie pad is. Al ervaar hy seer en al ervaar hy swaar, hy hou aan die vas, hy los nooit, want hy is in sy hart oortuig van u God wees en van u liefde. Hy is in sy hart oortuig dat u nooit los nie. Dankie dat ons dit by hom kan leer. Maar Here, as ons met ons eie lewens voor u staan, dat ons vanoggend weer begryp, alwaarvan ons kan seker wees in hierdie lewe, is dat u God is, en dat u by ons is, en dat u vir ons lief is. En gee vir ons die geloof, gee vir ons die krag, dat dit vir ons vrede gee. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons iets daarvan verdien, Here, maar alleen uit die groot genade. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink om onseker te wees, is 'n deel van elkeen van ons se lewens. Ek dink, as ons vir mekaar vanoggend moet vra of daar 'n mens hier tussen ons is, wat hier saam met ons sit, of saam met ons luister, wat net seker is, dan dink ek is daar min sulke mense. Daar's baie dinge in die lewe wat ons onseker maak. Daar's baie dinge in die lewe wat met ons gebeur, wat eintlik diewe is van hierdie sekerheid van ons. Nou, ons het in die kerk groot geword en ons is gelowige kinders van God. En wanneer ons gelowig is en wanneer ons God by ons ouers leer ken het, dan sê ons vir mekaar dat geloof ons moet seker maak. Dat as ons glo, dat ons moet seker wees. Ja, en jy het ook geleer dat geloof in God die antwoord is op baie dinge in ons lewens. Waarom gebeur slegte dinge? Waarom is daar partykeer krisisse en swaar en seer in ons lewens? Waarom is daar partykeer in ons lewens dinge wat ons so seer maak dat ons eintlik begin twyfel oor God se liefde en God se teenwoordigheid? Hoekom voel hierdie lewe partykeer so onregverdig? Ja, as ek na ander mense se lewens kyk en hulle miskien na my lewe kyk, dan kan ons baie keer begin om die lewe te vergelyk en kan ons baie keer gaan om te dink dat daardie persoon dalk so 'n bietjie meer genade of so 'n bietjie meer liefde en vrede van God ontvang as ek wat met hierdie krisisse sit. Daar is goed in hierdie lewe wat ons niks aan kan doen. Party mense is siek en ons weet nie hoekom nie. Ja, ons weet van daardie siekte en ons weet van die behandeling, maar ons weet nie hoekom nie. Party mense kry net nooit vrede nie. Daar is 'n klomp goed in hulle lewens wat hulle vrede vat. Ons weet nie hoekom nie.
Party mense het nie kos nie, party mense het nie klere nie. En almal van hierdie mense waarvan ons praat, staan in geloof voor God, hoop voor God, wens voor God vir verbeter. Nou, baie keer het ons vir mekaar gesê dat geloof hierdie vraag moet antwoord. Baie keer wil ons vir mekaar sê ons moet net glo. Maar dis nou die vraag vanoggend. Wat geloof in God onsekerheid weg? Die tema van ons saamwees vanoggend is dat ek seker is. Maar waarvan is ek seker, geliefdes? Ek dink as ons na die Bybel gaan kyk, dan doen geloof. Dit is so dat geloof bring dikwels uitsig. Geloof in God bring dikwels vir ons troos. Dit gee vir ons geborgenheid. Dit gee vir ons partykeer antwoorde op ons vrae. Maar gee dit vir ons net sekerheid. Ek dink, al is so baie dinge onseker in hierdie wêreld, sê geloof onder andere dat God seker is. Dat God nooit los nie. Dat God nooit verlaat nie. Dat God altyd vir ons die krag gee om dit wat op ons pad kom te kan hanteer. Maar maak hierdie geloof onseker in ons lewens. Dis nie al wat die Bybel oor geloof sê nie. En ek het dit vir jou gelees en in Job 12 vers 6 praat Job hieroor. Hy sê, ek verstaan nie eintlik hierdie ding, en hy sê dit op 'n klomp ander kere in die boek sê hy dit ook, maar hy sê ek verstaan nie hierdie dinge oor die lewe so mooi nie. Eintlik sê hy, ek wat getrou aan God leef, ek wat die regte dinge met my lewe doen, ek wat reg kies, ek wat vir ander mense goed was. Ek sit op 'n ashoop en krap my sere met 'n potskerf. Maar in die huise van rowers is daar rus. Ja, hy kyk na ander mense en hy sê, maar daardie ou wat anders leef, daardie ou wat eintlik glad nie eers vir God ken nie, het rus en vrede. Ja, al die mense wat dink dat hulle God en hulle mag het, dit lyk vir hom of dit eintlik met hulle goed gaan. En dan wonder Job. Hy wonder oor God. Hy wonder oor sy verstaan van God. Hy kan eintlik nie begryp dat God kan doen soos wat hy doen nie, want hoe? Geliefdes, ek dink baie keer maak hierdie 'n deel uit van ons beeld van God. As jy vandag jou eie lewe kon kies, as jy vandag jou eie lewe kon bepaal, sou daar nie seer in gewees het. Sou daar nie swaar of honger of 'n behoefte in gewees het nie. Daar sou nie eers siekte in gewees het nie, want ons sou vir onsself net alles gekies het wat mooi en reg is, en ons sou net vir onsself eintlik groot stukke voorspoed gekies het. Ons sou vir onsself lewens gekies het waarmee ons tevrede kon wees. En as ons dit wou doen, sou ons eintlik vir God kon verstaan. Want God sê, hy het ons lief. God sê, hy sal by ons wees. Hoekom dan die seer? Ons ken vir ou Job as 'n man wat die pyne van die lewe kon vat. Hierdie ou, en ek wil die konteks hier regstel, het alles verloor. Hy het sy kinders verloor. Hy het al sy besittings verloor. En toe is dit nie genoeg nie, na dit het hy sy gesondheid verloor. Maar Job bly vashou. Hy sê 2 keer in sy boek, hy sê, met niks het ek in hierdie lewe ingekom en met niks sal ek hier uitgaan, prys die naam van die Here.
Dit gaan nie vir Job oor hierdie verlies nie, geliefdes. Dis vir hom seer en sleg. Waaroor dit vir Job gaan is dat hy nie kan begryp hoe God dink nie. Hy nie kan begryp hoekom hierdie God van liefde doen soos wat hy doen nie. Hy eintlik nie hierdie, en ek gaan dit onregverdigheid van die lewe noem, omdat hy dit nie in sy godsbeeld kan verklaar nie. Ek dink iets wat my en jou seker ook naby aan die hart lê. Hoekom, Here? Hoekom is dit so anders? Job se 3 vriende waarvan ons baie lees in hierdie boek. Hulle het 'n eenvoudige oplossing vir Job. Hulle kom na hom toe om met hom te kom praat en die Bybel sê mooi vir ons, hulle sit eers 7 dae en luister na Job dat hy nou vir hulle mooi vertel wat is verkeerd. En dan hulle antwoord: as jy gehoorsaam voor God leef, dan sal God jou seën. Maar as jy sonde doen, dan gaan God jou straf. En dan sit hulle terug en hulle sê eintlik is hierdie 'n maklike som, Job. Jy ervaar hierdie seer in jou lewe en as jy hierdie seer in jou lewe ervaar, dan moet ons tog nou gaan kyk, wat het jy verkeerd gedoen om hierdie seer te ervaar? En dan kom Job en hy sê, maar daar is nie eintlik iets wat ek verkeerd gedoen het nie. Dan sê hulle, dan moet wees. Dan moet 'n rede vir hierdie seer wees. Geliefdes, ek wonder hoeveel keer dink ons koppe nog steeds net so. Hoeveel keer as ons seer beleef, dan wonder ons, hoekom moet ons dit verdien? Ons wonder eintlik, wat het ons verkeerd gedoen, sodat ons hierdie moet beleef, en eintlik sê ons dan in ons agterkop, dit wat ons besig is om te beleef is 'n deel van God se straf. God straf nie. God het die sonde gestraf op Golgotha, en Jesus Christus het daar die prys vir my en vir jou betaal. Ek en jy is vry van ons sonde. Ek en jy is losgekoop. Ek en jy is kinders van God wat tot in ewigheid in die teenwoordigheid van God gaan leef. Job sien dit en sy vriende nog nie. En dan sê hy, hoe kan julle dink, julle kan vir God op so 'n eenvoudige manier verklaar? Hoe kan julle dink dat julle hierdie almagtige skepper God in 'n raampie kan sit en kan sê, dit is wat God is? Hoe kan julle dink dat julle kan dink soos God? Want God is altyd anders. God is altyd gans anders. En dan gaan Job, en hy wil nie sy vriende se teologie verbeter met ander slim stories nie. Hy wil nie in 'n teologiese argument met hulle betrokke raak nie. Al wat hy vir sy vriende sê, ek verstaan nie. Al wat hy vir sy vriende sê, is eintlik behoort julle ook nie te verstaan nie. En as Job hierdie dinge sê, dan sê hy dit nie as 'n ongelowige nie. Hy sê dit as 'n kind van God wat in God se teenwoordigheid wil weet. Job kom op 'n punt waar hy sê dat geloof en sekerheid nie dieselfde ding is nie. Hy sê as ek in God glo met my lewe, gaan dit nie beteken dat ek oor alles in my lewe kan seker wees nie. As ek in God glo met my lewe, beteken dit nie dat alles vir my gaan uitwerk soos wat ek dink dit moet vir my uitwerk nie. As ek in God glo en vir God leef, beteken dit nie dat hierdie lewe net vir my goed gaan wees en dat alles net gaan uitwerk soos wat ek dink nie. Die keuse van geloof en ongeloof
Dis 'n keuse wat weet dat daar 'n stuk onsekerheid in geloof is. Maar hierdie is nie 'n onsekerheid in God nie. Hierdie is nie 'n onsekerheid in God se liefde of God se genade of God se vrede nie. Hierdie is 'n onsekerheid in myself. 'n Onsekerheid dat ek ook nie vir God verstaan nie. Want Job wys ons, God los nooit, maar Job los ook nie. Hy worstel, maar hy bly glo. Hy het seer, maar hy bly vashou. Hy het geloof, maar dit vat nie sy seer en sy swaar en sy probleme weg nie. Hy bly glo dat God is. Aan die einde van die boek kom God met Job praat. En daar's 2 dinge wat God vir Job sê. Hy sê, Job, jy was reg. 'n Mens se verlossing lê buite hom of haarself. En dan gebruik God 'n paar voorbeelde. Hy sê, Job, as jy oor verlossing wil praat en as jy oor die prys wat ek gaan betaal aan die kruis wil praat, dan moet jy eers 'n paar dinge kan doen in jou lewe. Jy moet eers so 'n bietjie kan uitwerk. Ja, hy sê, kan jy skep, Job? Kan jy sneeu maak en kan jy die wind se rigting verander? Kan jy 'n krokodil maak dat hy vir jou luister? Eintlik wat God vir Job sê is, gaan kyk so 'n bietjie weer, Job. Julle probeer verklaar en julle probeer verduidelik, maar in daardie proses is julle besig om te vergeet wie ek is. Ek is die skepper God. Jesaja 55 sê dit so mooi, hy sê, my gedagtes is nie soos julle gedagtes nie. My manier van doen is nie soos julle manier van doen nie, want ek is God. Eintlik wat God vir Job sê, en dis die tweede punt, staan so 'n bietjie terug in jou lewe, Job. Dink so 'n bietjie weer oor die lewe. As ek wat God is vir jou gesê het dat ek jou lief het, dan het ek jou lief. As ek wat God is vir jou gesê het dat ek sal sorg, dan sal ek sorg. As ek wat God is vir jou sê dat ek sal beskerm, dan sal ek beskerm. Miskien nie soos wat jy gedink het dit moet wees en al jou slim planne en al jou manier van uitwerk nie, maar definitief soos wat ek gedink het. Want jy is my skepping en ek is God. Job sê vir God, of God sê vir Job, julle word verdwerf deur my almag. Geliefdes, en dan antwoord Job, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Job besef dat God is. En vanoggend vra hierdie gedeelte dit van ons. Onsekerheid, deel van die lewe. Want ons kan nooit net seker wees nie, want ons wil graag seker wees oor dit wat ons wil. En baie maal is God se wil anders as ons wil. Deur te glo, gaan vir ons 'n deel van seker wees gegee. Maar deur te glo gaan ons nie alles kry wat ons dink nie. Deur te glo gaan ons nie altyd gesond word as ons siek is nie. Deur te glo gaan ons nie altyd
uitkoms kry of antwoorde kry soos wat ons dink ons moet nie. Maar deur te glo sê Job, kan ons worstel voor God. Kan ons stoei voor God. Gaan ons miskien nooit geantwoord word nie. Maar dit is wat ware geloof is. Geloof bly glo, al weet ons nie. Geloof bly hoop, al kan ons nie sien nie. Ware geloof hoef nie te verklaar nie. Ware geloof hoef nie altyd seker te wees nie. Ware geloof is dan een ding waaroor ons kan seker wees. En dit is dat God God is. Dat God jou en my lief het. En dat niks jou ooit uit God se hand kan druk nie. As ons dit vanoggend hoor, dan gaan ons teruggaan na lewens toe wat seer het, wat siek het, wat 'n klomp ek weet nie het, wat 'n klomp hoekoms en waaroms het. Miskien nooit sal ons die antwoord kry. Maar wat ons weet, is dat God daar is. En as God daar is, geliefde, dan is dit genoeg. Mag jy hierdie weet wat jy gaan lewe, God se daar wees ervaar. Al is daar nie antwoorde nie, God is daar, want hy jou lief. Mag die Here jou en my harte in hierdie week met daar die vrede seën. Amen. Kom met ons saam. Here ons God, ons wil so baie keer 'n klomp sekerhede hê. Daardie sekerhede het baie maal te doen met ons planne. Ons wil seker wees dat ons nie gaan swaar kry. Ons wil seker wees dat ons nie gaan siek wees nie. Ons wil seker wees dat ons genoeg sal hê. Maar as ons dit alles sê, dan besef ons dat dit in U hand is. Dan besef ons dat U wil soms anders is. Dit maak nie dat ons oorgee aan noodlot nie. Dit maak dat ons aan U kan oorgee. Dit maak dat ons 'n bietjie terugstaan in ons eie lewens sien. En soos Job kan sê, tot nou toe het ons net gehoor wat anders sê. Maar nou besef ons weer dat U God is. Dat U almagtig is. En dat U ons liefhet. Seën ons elkeen soos wat U elke dag doen met U teenwoordigheid. Maar gee vir ons die voorreg om dit te kan voel, om dit te kan hoor, en dit te kan sien vandag. In Jesus se naam bid ons dit, Here. Amen. Ons sing saam met my die 280, en eerste die tweede en die derde strofe. Daarna gaan ek jou met God se seën groet, en dan sluit ons net vanoggend af met Vonklied 38, die eerste, die tweede en die derde strofe as ons dagsending sluit. Sing saam met my die 280. Oh
Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.